As u Bybels by u het, dan kan jy die Bybel oopmaak, min of meer so op bladsy 135 in die Nuwe Testament, by Johannes 20. Johannes 20. Die Evangelie van Johannes, wil ek net weer vir u noem, is geskryf redelik laat in die ontstaansgeskiedenis van die Nuwe Testament. Die hele Nuwe Testament het ontstaan binne min of meer 50 jaar, 'n halwe dekade. Ja, 'n halwe eeu, binne 'n halwe eeu. Die Ou Testament het ontstaan letterlik as ons nou die mondelike tradisie daar byvoeg, oor 'n tydperk van amper 2000 jaar. Daar's meer as 2000 jaar lank gewerk aan die opstel en die skryf en die bewaring en die uitsorteer van die Ou Testament. Die Nuwe Testament was vinnig, baie gou in vergelyking met baie ander dokumente. En Johannes se Evangelie is een van die laaste boeke wat geskryf is. En dit is nogal belangrik as 'n mens die Evangelie lees, want die Evangelie van Johannes is anders as die ander drie. Die ander drie het letterlik, nou nie heeltemal nie, maar probeer om 'n geskiedenis vir ons weer te gee. Sê eers het dit gebeur, Jesus is gebore en dit het gebeur en uiteindelik is hy gekruisig. Elkeen natuurlik met sy eie doel en die stof, die geskiedenis is bietjie herrangskik deur elkeen om sy agenda te pas, om sy eie verhaal te vertel. Maar Johannes is heel anderster. Waar die ander evangelies begin by die geboorte en die werk van Jesus, gaan hy baie verder terug. Hy begin by die skepping. Letterlik koppel hy sy evangelie aan die skepingsgebeure. En hy eindig in die verre toekoms, in die ewigheid. Hy het 'n baie breër visie. Een van die redes, daar is nou verskeie redes, is dat hy 'n baie jong man was toe hy geleef het op aarde, disipel. Hy was waarskynlik 'n tienerseun toe Jesus hom geroep het as disipel. En hy is die laaste oorlewende apostel, die laaste lewende disipel. Al die ander het al gesterf en hy leef nog. Hy was waarskynlik in die 80 jaar oud, wat in daardie tyd 'n besondere hoë ouderdom was. Mense het nie so oud geword nie. Min mense het 60 gehaal. As ek reg onthou, ek het dit iewers teruggelees, was die gemiddelde lewensverwagting van 'n man in die Midde-Ooste in daardie tyd 32 jaar. Hy het maklik doodgegaan, gou doodgegaan. Daar was nie goeie mediese sorg ensovoorts nie. Johannes, baie geseënd, baie oud geword. En aan die einde van sy lewe het hy waarskynlik in Efese gewerk, waar hy bekend was as die geliefde oudste, of die geliefde apostel, hulle het hom ook genoem die oudste. En hy skryf 'n hele paar boeke, onder andere sy evangelie, Openbaring, en dan ook 3 briewe. Een langerig en 2 kort briefies, 1, 2 en 3 Johannes. En al daai geskrifte is min of meer dieselfde tyd geskryf, waarskynlik nie baie lank voor hy gesterf het nie. En hy skryf met 'n baie spesifieke doel, want nou leef daar al Christene, ek wil amper sê, die meeste Christene wat in daardie tyd gelowig was, het nooit vir Jesus gesien met hulle oë nie. Hulle is die tweede en die derde geslag. Oupa en ouma, papa en mamma het dalk my vertel van die Jesus. En baie van hulle het hom ook nie gesien nie, maar hulle het daarom vir Paulus geken en vir Petrus en van die ander apostels. Maar baie Christene in daardie tyd het nie self vir Jesus beleef nie. Hulle het hom nie, maar ook gehoor, soos u en ek. Ons lees en hoor maar net die storie oor Jesus. En nou skryf hy hierdie verhaal. En hy skryf, en ek gaan dit vir die eerste lees, met 'n doel. En hy gelukkig sê vir ons presies waarom hy hierdie evangelie skryf. En dit staan in Johannes 20 by vers 30 en 31. Hy sê, Jesus het nog baie ander tekens voor sy disipels gedoen, wat nie in hierdie boekrol geskryf staan nie. Hierdie dinge is egter neergeskryf, sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en dat julle deur te glo die lewe in sy naam kan hê. Dis die doel van die evangelie. En daarom skryf Johannes vir ons ook ander goed. Hy skryf vir ons gebeure wat ons nie by die ander evangelies lees nie. Hy kan dit maar skryf. Want hy was die naaste aan Jesus. Hy was die geliefde apostel. Hy kon dalk hier om die hoekie loer. En kyk, wat doen Jesus? Luister, wat bid Jesus? En daarom kry ons inligting by hom wat heel dikwels uniek is. Soos die verhaal van Thomas wat twyfel. Kom ons lees die verhaal en dan gaan ons net 'n paar gedagtes daaruit vir u haal vanmôre. Dis 'n ryk geleentheid. 'n Mens kan 'n hele klomp preke maak. Interessant natuurlik. Meeste dominees en u as u 'n toespraak of 'n ding moet voorberei of skryf, dan ervaar meeste mense dit. As jy moet begin, dan weet jy nie wat om te sê nie.
joe, ek het nie een woord om te sê vir die mense nie. En dan begin jy maar lees, en jy lees ander goed, jy lees dit en dat en so aan. En as jy weer kom kry, jy sê, joe, wat moet ek los van? Nou het ek te veel om te sê, ek kan nie al hierdie goed van mense sê nie, dan moet hulle tot vanaand toe hier bly sit. En so moet 'n mens maar selekteer. So dat is 'n baie ryk gedeelte, en daarom kan jy dit self lees en herlees en weer bedink, en ook vir die eie boodskap uithaal uit hierdie gedeelte. Ek probeer maar net vir die ietsie oopbreek. My doel is ook, en dis my hele lewe lank nog, dink ek, die meer gesonder doel van 'n preek, dat u nie sal uitstap en sê, dit was 'n mooi preek, maar niks daarvan kan onthou nie. Jy hoef niks onthou van my preek nie. Jy moet onthou van Thomas. Jy moet onthou as jy die Bybel hier oopmaak en jy gaan lees daardie gedeelte, dan moet jy sê, ja. Dis natuurlik die agtergrond, dis wat hier gebeur het. My werk as predikant is om vir die Bybel te leer, oop te maak, help oop te maak. En ek kry met baie dit maar te doen met verstommende insig in die Bybel. Ongeleerde mense dikwels. Dis 'n storie vir 'n ander dag. Kom ons lees die verhaal van Thomas. We gaan daar by vers 19 van die 20ste hoofstuk. Hy het nou klaar Maria Magdalena verskyn, wat natuurlik een van my gunsteling dele is. Ek dink elke vrou moet dit eintlik voor haar bokant haar bed hang, dat die Here Jesus heel eerste, nie aan enige van die manne en die Pilatus en die Caiaphas en die Annasse van daai wêreld verskyn nie. Aan wie verskyn hy? Aan Maria, wat van Magdala afkom, 'n vrou wat hy gesond gemaak het, wat hom gevolg het. En dan lees ons in vers 19, dit was al laat die aand op daardie eerste dag van die week. Dit was 'n Sondaгаand. Die deure waar die disippels vergader het, was gesluit uit vrees vir die Jode. Jesus het toe gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. En nadat hy dit gesê het, wys hy vir hulle sy hande en sy sy. Die disippels was verheug toe hulle die Here sien. Jesus sê toe weer vir hulle, vrede vir julle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. As julle mense se sondes vergewe, is dit hulle vergewe. En as julle dit weerhou, bly dit van hulle weerhou. Ons gaan nou terugkom na hierdie ontvang die Heilige Gees en die blaas. Maar Thomas, een van die 12, wat bekend gestaan het as Didymus, was nie by hulle toe Jesus gekom het nie. Die ander disippels sê toe vir hom, ons het die Here gesien. Maar hy sê vir hulle, as ek nie die merke sien van die spykers in sy hande, en my vinger nie steek in die spykermerke, en my hand nie in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. 8 dae later was die disippels weer binne, en Thomas hierdie keer saam met hulle. Terwyl die deure gesluit was, het Jesus gekom en in hulle midde gaan staan en gesê, vrede vir julle, shalom. Daarna sê hy vir Thomas, jy het ons gevra, kom, bring jou vinger hier, kyk na my hande, bring jou hand en steek dit in my sy, en moenie langer ongelowig wees nie, maar gelowig. As ek myself kon onderbreek, nou lees ons nie of Thomas dit gedoen het nie. 'n Mens wil byna die afleiding maak dat hy toe nou nooit aan die Here gevat het nie, dat hy nie gekom en geraak het aan die Here nie, dat hy bloot by die sien en die ervaring en die sigbaarheid van die merke en hoe dat Jesus vir hom uitdaag om dit te doen wat hy gesê het hy wil doen, het hy bloot gesê, vers 28, die eerste groot geloofsbelijdenis na die opstanding van Jesus uit die dood, my Here en my God. Die twee woorde wat die amper sê die hoogheilige woorde vir God is uit die Ou Testament, waarskynlik in Aramees of Hebreeus gesê, en die twee woorde wat daar gesê word, Elohim, Here, en Yahweh, wat die woord is wat Moses gehoor het toe hy gevra het wat die Here se naam is, toe hy vir die Here gevra daar by die bos wat brand, wie moet ek sê stuur my? Toe die Here gesê, gaan sê vir die mense, Yahweh stuur jou. En Yahweh letterlik kom van die stamwoord wat sê om te wees, is. Die een wat is. Ek stuur jou. So dis nie 'n naam in die normale sin van die woord nie, dit sê eintlik iets van God se bestaan, bo alles. Yahweh, dis so 'n heilige naam, dat die Jode 'n manier ontwikkel het om sy naam, as hulle dit skryf, te kamoufleer,
sodat iemand wat sonder kennis lees, nie God se naam uitelik gebruik nie. Dit was die hoog heilige, mees respekvolle naam wat hulle vir God kon mee genoem het. Elohim, Yahweh, my Here, my God. Toe sê Jesus vir hom, en luister nou net, die aangrypende, kyk hoe gryp Jesus vooruit tot vanmôre hier op Magagon. Glo jy omdat jy my gesien het? Gelukkig is hulle wat nie gesien het nie en tog tot geloof gekom het. Gelukkig hulle wat nie gesien het nie en tog tot geloof gekom het. Stef Bos het 'n Hollandse liedjie geskrywe, eintlik 'n gediggie wat hy ook sing. Ek het dit probeer vertaal, dit klink min of meer so, ek kyk na die see en ek praat met 'n gestorwene. Soms mis ek 'n God as gelowige. Soos toe ek nog klein was, net voor die slaap sou kom, toe ek geweet het dat daar is iemand wat oor my waak. Nou kyk ek na die sterre en ek is dom. Ek weet glad nie meer wat moet ek sê of wat ek moet maak. Soms voel ek net leeg. En hoe langer ek leef, hoe minder kan ek weet. Is dit nie waar nie? Dat baie van ons soos 'n mens ouer raak, minder sekerhede het. Meer begin twyfel. Meer vra het. Was onlangs in 'n gesprek met iemand wat sê, hoe berei mens jouself voor vir jou dood? Ek dink nie daar's 'n regte en 'n verkeerde manier nie, maar ek dink dis in ons ingeskape, die bewussyn dat die lewe kort is. En elke keer as ons by 'n begrafnis is of by 'n graf staan, dan weet ons, daar gaan 'n dag wees dat dit ek is wat begrawe moet word. En dit praat met 'n mens. Met eerlik daaroor dink is min mense regtig bang om dood te wees. Ons is bang vir die proses wat ons tot by die sterwensoomblik gaan bring. Die verontmensliking, die vernedering, om weer kind te word, om weer afhanklik te raak van ander mense, om pyn te ervaar, eensaamheid te ervaar op 'n sterfbed. Ander dag meer daaroor. Twyfel kom maak om dikwels nes in 'n mens se hart. Twyfel wat in 'n sekere manier die klein boetie is van ongeloof. Want as ek my twyfel nie aanspreek en verwerk en mee werk nie, dan kan dit eindig in ongeloof. So ons moet die twyfel erken en ons moet dit hanteer. Maar ek dink daar sit ook 'n stuk menslikheid, 'n stuk eerlikheid daarin om te twyfel. Ons moet nie twyfel verheerlik nie. Nie sê ek is 'n goeie mens want ek twyfel ook nie. Ons moet werk maak van ons twyfel. En ek dink dis waarmee Johannes dit ook probeer doen in sy evangelie. Want daar leef Christene in daardie tyd wat die Here Jesus nie gesien het nie. Nou vertel hy van die twyfel wat in ander mense is. En ons ontdek 'n stukkie Thomas in onsself. In Mei 2005 is 'n professor, hy het nou afgetree, maar ek het hom redelik goed geken, Julian Miller, is hy in 'n radiogesprek betrokke. In die gesprek, ek gaan nou nie mense se name noem wat met hom in die gesprek gevoer het nie, word die vraag vir hom gevra, glo jy professor, en ek het nou nie die regte woorde nie, maar iets soos in die fisies werklike opstanding van Jesus Christus. Daar is baie spesifieke woorde gebruik. Ek dink amper die woorde was histories, fisies, liggaamlike opstanding, en die histories, fisiese, liggaamlike opstanding van Jesus. Die prof erken, hy was nie voorberei op die vraag nie, maar hy was reg met 'n antwoord. En hy het bloot gesê, ek bely dit elke Sondag. Elke Sondag bely ek dat Jesus Christus opgewek is en dat hy lewe. Maar hy het homself gekwalifiseer en gesê, dalk glo ek nie soos jy glo nie. So ek gaan nie sê jy's reg nie. Ek gaan nie sê jou denk oor Jesus op opstanding is die volmaakte, korrekte denkwyse en definisie daarvan nie. Want ons het dit nie. Ons het dit nie. Daardie gesprek het 'n debat ontketen. Die prof was later aangekla
van dwaallering. Hy is onskuldig bevind in die ring waar hy was. Hy het voortgegaan met sy werk, hy het afgetree deesdae. Net boeke geskryf daaroor. En dit het by hom baie gedagtes wakker gemaak, wat nogal op my ook invloed het. Want in daardie gesprek, dink ek, was die saad en die begin van die sogenaamde doleringsgesprekke. Die gemeentes wat nou op die oomblik baie ontevrede is, oor baie klomp goed in die kerk, en vir sommige van die goed, het dalk goeie rede om ontevrede te wees. Hoe dit hanteer word en hoe die debat gevoer word, is ook 'n saak vir 'n ander dag, wat eintlik vir my 'n baie hartseer geval is, dat ons so werk met mekaar in die kerk. Maar ek dink daar's een ding wat uit hierdie gesprek na vore gekom het. En dis dat ons nie moet sê, jy moet glo, soos ek glo nie. As ek sê dis so, en jy sê dit is nie so nie, dan is jy 'n ketter, dan verkondig jy dwaallering. Ek dink ons westerse mense het ons nou geleerd geraak, slim geword. En ons beskryf 'n ding presies soos dit moet wees. En as dit klaar beskryf het, dan word dit 'n toets, 'n eksamen. As jy nie my antwoord kan gee nie, dan is jy verkeerd en ek is reg. In hierdie presiese woorde het 'n jong dominee min of meer 2 jaar gelede vir my gesê, jy kan maar soek, ek het die antwoord gekry, ek is reg, jy is verkeerd. Ek het eintlik hartseer gevoel, want ek dink, en ek sê 'n verskriklike ding as ek dit sê, en ek bedoel met die grootste liefde in my hart. Ek dink, wie so arrogant, so oortuig kan wees, is besig om God te verloor. Want Julian Miller het vir my gehelp om te sê, die oomblik as jy God volledig kan beskryf en verklaar, is hy vir jou nie meer God nie, maar 'n objek wat jy kan hanteer. Dan is jy baas en God is die klaas. Dit geld ook vir die opstanding. Die Bybel sê nêrens vir ons hoe die opstanding van Jesus plaasgevind het nie. Nêrens nie. Ook nie Johannes nie. As hy een ou is wat sou weet, dan sou dit hy gewees het. Ons weet nie. En dan plaas dit in 'n konteks wat vir ons laat terugkyk tot by die skepping. En hy plaas dit in 'n konteks wat ons laat vooruitkyk tot in die ewigheid. En hy doen dit met baie skaars min woorde. Daar's net 2 plekke in die Ou Testament waar daar letterlik geblaas is en byna dieselfde woord of begrip gebruik word. Jesus verskyn aan sy disippels. Hulle is baie bly. Oor en oor sê hy vir hulle vrede vir julle. Hulle is oorstel. Thomas is nie daar nie, hy kom later. Weer wys Jesus homself vir hulle. En dan lees ons, toe blaas hy oor hulle. En hy sê, ontvang my gees. Eerste keer in die Bybel as ons lees van blaas, dan daar 'n stuk modderding gelê wat gelyk het soos 'n mens, wat God besig was om aan mekaar te sit, atome in die skepping gevat, aan mekaar gesit, daarvan weefsels gemaak, bene, vleis, oë, organe. Wat was 'n lewelose lijk wat daar gelê het. En dan lees ons letterlik, God het in sy neus ingeblaas. En daardie stuk ding het 'n mens geword, het lewendig geword. God se asem is lewe. En ek lewe, en lewe is 'n misterie op sigself. Wetenskaplikes kan nie lewe beskryf nie. Hulle weet nog nie, hulle sukkel. Ons weet nie presies wat is lewe nie. Ons leef dit. Maar wat is dit presies? God gee lewe. Dit glo ek as kind van die Here. En ek dink die kerk verkondig dit en ek glo elkeen van u glo dit ook. Toe hy die asem van die lewe in die mens inblaas, toe word daardie moddermaaksel word mens. Die tweede keer as ons daarvan in die Ou Testament lees, is in 'n kollektiewe sin. Volk Israel is tot niet. En die profeet stap in 'n vlak en hier lê 'n klomp beendere, geraamtes, uit mekaar uitgespat, dit lê die wêreld vol. Jy kan amper nie loop nie, so baie geraamtes lê daar. En God sê vir die profeet Jesegiel, gaan lees die verhaal in Jesegiel 37. Blaas oor hierdie gebeentes, dink julle gaan lewendig word? Ek weet die Here, u sal weet. Blaas oor hulle, Jesegiel, en hy blaas. En die bene skuif na mekaar toe.
En hulle begin 'n lewe voel en hulle staan op. Weereens, as God blaas, kom daar lewe. Hy is die skepper, die gewer en die onderhouer van lewe. Natuurlik het God die mens nuuskierig gemaak. En as ons nuuskierig is, dan vra ons vrae. En ons mag krities wees, eintlik moet ons krities wees. Iemand wat kritiekloos glo, dink ek, is eintlik 'n bietjie bygelowig. Ons is mense. God kanselleer nie ons verstand uit, of trek 'n streep deur ons vermoë tot denke, en leer, en groei nie. Ons is so wonderlik gemaak, dat ons juist daartoe in staat is, want ons is 'n bietjie na God se beeld gemaak. Ons kan 'n bietjie iets doen, wat hy vir ons gegee het om te doen. En as ek dan krities is, en ek luister na wetenskaplikes, en ongelowiges val my aan, dan kruip die twyfel soms nader. Dan moet ek nie daarvoor skrik nie. Dan moet ek gryp na God. Dan kan ek gaan lees dat die Here Jesus lewe. Party mense lag dit uit. Daar's nou weer 'n sterk beweging in die wêreld wat die ou stories wat vertel is dat Jesus gesteel is, dat hy die buite-egtelike kind was van sy ma, nog iemand, en dat hy 'n vrou gehad het. Daar's baie stories en fabels wat rondom hierdie Jesus gebou word om twyfel te saai. Juis om die evangelie te ondergrawe, dit het in die tyd van Johannes al bestaan. Daarom skryf hy vir ons hierdie verhaal van 'n twyfelaar, van Thomas. Vroeger het Thomas gesê, Here, ek gaan saam met u sterf. Hy sê, kom, ons gaan Jerusalem toe. Ek gaan saam met u doodgaan. Thomas was 'n gedetermineerde, vasberade apostel, volgeling van die Here Jesus. Maar 'n dooie mens lewendig word, nee man, ek wil aan hom vat. Ek wil hom sien. En dan elke vraag, elke eis wat hy gestel het, kom Jesus en hy sê, kom doen wat jy vra. Hier is my hand. Hier is my sy. Hier is ek. En hy breek en hy bely. My Here en my God. Die Bybel vertel vir ons nie wat het gebeur daai Sondagmôre nie. Kan nie. Ons weet nie. Hoe kan ons weet wat God doen? Dit lê in die veld van goddelike grootheid en misterie. Wat ons wel weet, is dit wat gesien is, dit wat ervaar is. Die graf was leeg, met die doeke netjies opgevou. Dat is nie 'n rower wat dit kom vat het nie. Die steen was weggerol. Die engele sê, hy is nie hier net opgestaan. Julle het dan gehoor, hy sê, hy gaan opstaan. Hy het dit gedoen. En dan verskyn Jesus aan mense, die een na die ander. Paulus sê tot 500 op een slag. En die mense begin die verhaal vertel. Die verheerlikte Christus, met 'n liggaam ander kan die dood. Let op, ons dink nie so baie meer dat kerk gaan toe, of kerk toe gaan belangrik is nie. Interessant dat hy waar hy weer terugkom, binne die gemeenskap van gelowiges, daar kom verskyn die Here aan hom. Jy weet, as ons werk, om ook mekaar se twyfel te help dra. Ons moet die skouer en die hande wees, wat ander reg ophou. Ander hou ons weer enig reg op. Maar dan blaas die Here Jesus oor sy disippels. Dis 'n vooruitgryp na Pinkster, na die koms van die Heilige Gees. Nooit kan ons verklaar wat dit gebeur nie. Al wat ons weet, Jesus lewe. En hy leef nog steeds. Hy leef vandag. Hy het die dood oorwin, die graf is leeg. Mag die Here vandag u aanraak deur sy Gees. En u oortuig dat u en ek baie gelukkige mense is. Want al sien ons nie, soos Thomas nie. Al kan ons nie aan die Here Jesus raak met ons hand nie. Ons hand het sy steek en die wond voel nie. Ons glo. En omdat ons glo, noem die Here Jesus Christus vir u en my vanoggend gelukkige mense. Want ons glo. Nie verstaan nie, nie verklaar nie. Glo.
Mag die Here vir ons elke dag help om soos Thomas sonder vat te oorwin, ook die twyfel wat ons soms bekruip. Amen. Terwyl ons net so sit, kom ons sing 'n skuldbelydenislied oor ons twyfel. Psalm 42, twyfel kom 'n ver pad. Baie mense het getwyfel, Moses, Abraham, Job, 'n profeet onder 'n bos, diep depressief. Twyfel is 'n bekende ding in die Bybel. Opgestaan het en wat lewe. Hy is die begin. Hy is nou teenwoordig en hy sal daar wees aan die einde. Intussen is God die skepper, ook u en my onderhouer. Is Jesus Christus die kragvolle verlosser, die Messias, wat ons ken by die naam en wat ons liefhet. Is die Heilige Gees by en in ons om ons te troos en te versterk elke dag. Behoort ons aan 'n kerk, ander mense rondom my wat my regop hou en vir wie ek kan help om regop te bly. Weet ek my sondes vergewe en wag ek op 'n toekoms waar die Here Jesus my sal inlei in 'n lewe saam met hom, 'n ewigheid. Mag dit u belydenis wees elke dag en mag u die krag en die vreugde daarvan leef. Kom ons bevestig nou, die Here gaan saam met u. Daarom seën hy u aan die einde van elke erediens en dit is my voorreg om dit aan u te gee namens die koning wat ons aanbid en dien. Die genade van God, ons skepper en onderhouer, bly by u. Die vrede en die liefde en die vryheid van Jesus Christus, ons verlosser, bly by u. Die wysheid, die troos en die oortuiging van God die Heilige Gees bly met u. God die enig seën u en stap die lewe deur binne en saam met u.